ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 352. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy byvoorbeeld belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink miskien aan die boek Waarom 'n Vierde Afrikaanse Bybelvertaling, so uiters belangrik vir die tyd waarin ons lewe. Ek sal voorstel dat jy kontak my by my WhatsApp nommer 0722-367-124, gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk of luister, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 begin voor, maar die reeks 'n magdom inligting verloor. Het is uiters noodsaaklik dat u sal inteken op die YouTube kanaal, sodat al die verskillende kennisgewings kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe 5 dae 'n week, maandag tot Vrydag. Stuur ook hierdie kontak of link, soos ons dit noem, vir die kennis en vriende. Hierdie reeks is lewensveranderend. Skryf blokpen in die 3353 Bybel. Uiters belangrik, kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa dat ons vanmôre by mekaar kan wees om die dag te begin in die bo-natuurlike naam van Javashua. Ek wil bid Vader dat U vir ons die woord opbreek vanmôre, oopmaak, dat dit in voorbereide harte sal val, sielsdimensies, voorbereide geestelike grond, sodat ons in hierdie dag op die woord kan konsentreer in dit wat ons doen. Word verheerlik in hierdie dag, Vader, in en deur ons lewens. Ons bid dit, elke Jafis sê halleluja, in die mooiste naam Javashua, laat dit so wees. Elke Jafis sê, laat dit so wees, laat dit so wees, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u tot groot seën sal wees. Die boek Spreuke, hoofstuk 20. Halleluja. Ons het gisteroggend hierdie gedeelte hanteer, maar ek wil net dit weer aanraak, want die laaste gedeelte is vir my nogal redelik belangrik. En omdat ek nie besef het die tyd het so vinnig gegaan gisteroggend nie, is dat ek moes toe kort sny. Hy sê hierso in Spreuke 20 vers 7, wie in sy regskapendheid bo-natuurlike geopenbaarde waarheid wandel as 'n regter, as 'n regverdige. Met ander woorde, ons is Jafiste. Ons wandel in regskapenheid in die bo-natuurlike geopenbaarde waarheid. Ons maak nie kompromie nie. Ons lewe in die woord of ons lewe nie in die woord nie. So maklik soos dit. Nou sê die woord, die tweede gedeelte, gelukkig is sy kinders na hom. Nou koning Salomo in sy tyd was dit hoofsaak die mans, die vrouens was nie in tel nie, soos jy reeds weet. En daarom verwys hy na hom en na sy kinders. Maar geen man kan kinders hê sonder 'n vrou nie, soos ook haar kinders. So welgeluksalig is sy en hy se kinders, wie kinders na hom, die geslagte en na haar, die geslagte wat sal kom. Nou dink ons net aan ons geslagte, nou dink ek aan Niklas, Nelly, ek dink aan die kleinkinders, Damien, Dorian, Mary Ann, klein Lorinda, Chantel, en ons dink so aan hulle. Maar daar's ander geslagte van voor ons. Jy sien, dit werk wanneer ons in die regverdigheid van Jaffa funksioneer, ons Elohim, dan werk dit in die geslagte in. Ekskuus ook, ek het gesê Chantay, ek bedoel om te sê Caitlin. So dit werk in die geslagte in. Dit werk in die geslagte in. So wat ons hierso doen, het nie net betrekking op my nie, en die eerste geslag kinders nie. Dis die kleinkinders, as ek sien hoe die kleinkinders in die woord is,
Wonderlik. En die agterkleinkinders is te klein, maar dit gaan die kleinkinders wees wat hulle kinders gaan moet leer om wat die agterkleinkinders is en waar het als begin? By ons. Die geslag voor ons. Nou die geslag voor ons het nie enigiets van die name geweet nie, die bonatuurlike geopenbaarde woord nie. Daarom is die onus so belangrik op 1 Mei, dat ons met ons kinders die bonatuurlike geopenbaarde woord moet deel. Moet dit nie afforceer nie. As jy het gaan probeer afforceer, ek weet, ek was daar. As pastoor Rika probeer om keise inligting op my afforceer, probleme. Hoekom? Want dan staan ek op my agtervoete. Kom ons leef die woord met waarheid. Kom ons leef die woord met liefde. Die agape liefde, halleluja. So, dit is nie net vir ons nie, maar die erfenis is ook vir ons kinders. Dis nie net wat ons vir die kinders eendag nalaat as ons doodgaan nie. Dit is wat ons vir hulle ook geestelik nalaat. Nie nalaat nie, maar vir hulle gee vandag al, dat hulle binne kan begin werk en daarin lewe. Spreuke 20 vers 8 is my baie insiggewend. En ons moet kyk na die beeldspraak. 'n Koning wat op die regterstoel sit, sien met sy oë alles wat sleg of sonde is. Kyk my vingers. Sien met sy oë uit wat sleg of sonde is. Hy sien met sy oë alles uit. Hy sien dit raak. Hy sien met sy oë alles uit. Dis verkeerd. Dis 'n slegte vertaling. Dis net hy sien met sy oë. Jy sien hoe die Toosius, die ouens, hulle was toch professor en goed, maar hulle het sleg, die taal sleg vertaal. Sien met sy oë alles wat sleg of sonde is. En dis wat vir ons so belangrik is in die tyd waar ek en u vandag in lewe, in 2026, is dat ons, wie konings, seuns en priesters reeds is, ons het dit ontvang, toe ons tot bekering gekom het en wedergebore was, in die naam van Jahshua tot vergewing van ons sonde. En toe begin die tog, die lewenspad van heiligmaking, totdat ek my kop gaan neerlê en dan sterf. 'n Koning wat op die regterstoel sit, hy sit daar so juis om waar te neem, om die mense hy sien met sy oë alles wat sleg of sonde is. En ek is vir oggend so dankbaar, dat ons lewe onder die unksie, die salwing van die Ruach HaKodesh, wat ons leer en lei in alle reg en waarheid. En as sou die Ruach HaKodesh agterkom, daar's enige iets, 'n greintjie, goed wat indryf teen die bonatuurlike geopenbaarde woord. Dan sê hy, hey man, wat maak jy? Verstaan nie wat ek sê? So ons het nie 'n koning nodig om ons dop te hou nie. Ons het vandag die Ruach HaKodesh in ons, wat ons oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid, en ons leer in alle reg en in waarheid. Dit is so mooi. Ons word deur die Ruach HaKodesh geleer, elke dag. En die meer ek in die Bybelstudies betrokke raak, die woord delf, soos 'n delwer na goeie goud soek. Ja, hier op die oppervlakte kry jy goud, jy kry spoelgoud, maar hulle waarde is nie wat dit daar diep in die aarde is nie. Die dieper jy in die aarde ingaan en jy daai goud volg van waar hy gekom het, die hoër persentasie goud het jy, wat uitkom, die kwaliteit, suiwer goud. En dieselfde met die woord, die dieper ek en u in die woord indelf, die meer tyd ons spandeer in die teenwoordigheid van die Ruach HaKodesh, die meer ons toelaat dat die Ruach HaKodesh
ons dieper in die woord lei. Weet jy wat gebeur? Dis wanneer ons begin openbarings ontvang. Weet jy wat sê die woord? Die woord sê, oor min was jy getrou, oor veel gaan ek jou aanstel. Dis Vader Jahwe wat dit sê. Hy sê, oor min was jy getrou, oor veel gaan ek jou aanstel. Die woord kom hy sê, ons ken ten dele, ons profeteer ten dele. Maar ons sal ten volle ken, omdat ons hom ten volle sal leer ken. Wat moet ons doen? Ons moet vir ons tyd gun in ons lewe elke dag om Bybelstudie te doen. Ek sê nie, jy moet 5 ure, 6 ure, 10 ure doen. Daar is mense wat 5, 6 ure 'n dag insit. Daar's van ons afgetrede emeritaat pastore wat by ander kerke geëmeritaat het, wat hulle klaar op pensioen gegaan het, hulle is klaar, hulle is vir die bediening niks meer werd nie. Hulle word uitgeskuif, op 65, 60, 65 word hulle uitgeskuif. Meeste van die kerke maak plekke vir die jong mense. Weet jy wat? Jy kan nie daai manne en vrouens se ondervinding wegvat nie. En dis die manne en die vrouens wat juis omdat die kerk hulle wegstoot, dat hulle nie verder kan aangaan nie, wat se oë oopgegaan het toe hulle tot die geopenbaarde woord gekom het, en tot die besef gekom het, maar hier is eskatologiese Bybelstudie wat ek kan doen, wat van soveel geestelike waarde is, dat daar nie 'n universiteit in die wêreld is wat dit kan aanbied nie. En wat wil hulle doen vandag? Hulle wil die kennis bekom. En dis daai manne en vrouens wat 5, 6, 7 ure 'n dag insit. Hulle is studente van ons Bible College. Hulle sit 5, 6 ure 'n dag in. Hulle is besig met die woord. Ek dink spesifiek vinnig aan Broer Dennis, besig in die woord. Hy het sy eie besigheid. Hy sê my prof, partykeer weet ek nie wat om te doen met die besigheid, dat ek meer tyd net by die woord kan uitbring nie. Tot watter tyd in die nag? Daar's Broer Martin van Kriel. Hy kan nie genoeg kry nie. Ure en ure, dis manne, ek wil sê, dis ouerige manne. En vrouens, hulle is uitgehonger vir die bo-natuurlike waarheid. En weet jy wat? Daardie manne en vroue bou hulle in die roog. Kyk na die ander studente, daar's jong studente. Dis van hierdie studente wat 'n hele naweek sit met die woord. Weet jy wat? Dis die eerste liefde. Dis daai eerste liefde. Wanneer ek Yahshua ervaar in sy bo-natuurlike krag. En wanneer ek hom nie meer net ken in 'n titel van Seun of Vader of Heilige Gees nie. Wat sê Jesaja 46 vers 5? Jesaja 46 vers 5. Hy sê, my volk sal my naam leer ken. Hulle sal wat? Hulle sal sy naam leer ken. Hulle het hom nie geken nie. Ons almal, ons het nie sy naam geken nie. Terwyl ander mense van 34 na Yahshua tot 1530 na Yahshua deur die Rooms-Katolieke Kerk gejag was, soos diere, en vermoor is en op wreedaardige wyse doodgemaak is. Hoekom? Oor die bo-natuurlike name en die dokumentasies wat hulle gehad het. Dis hoekom elke spoor is uitgewis, behalwe die Restoration of the Original Sacred Name Bible, een van Dr. Joseph Briand Rotterdam, wat ek 'n paar van het, u moet dit kry. As hierdie klaar is hulle klaar. Is dit nie snaaks dat hulle alles geprobeer het om die bo-natuurlike name uit te wis nie, maar dat Jahwe deur die Sacred Name Movement voorsien het dat dit deur die eeue gehou het en dat dit by ons kon uitgekom het. So dankbaar vir ons ander broers en susters. Halleluja. En laat ons hande op hierdie Bybel kon gelê het
en dit vir ons 'n erfdeel geword het, erfstukke geword het. Dis wonderlik die woord. Hy sê, die koning wat op die regste stoel sit, sien met sy oë alles wat sleg is, wat sonde is. En ek is so dankbaar dat ons nie Vader Jahwe nodig het, want die koning is die Vader, en Jahweshua, hy is ook die koning, die seun, om ons dop te hou nie. Maar hy het vir ons die fasiliteit gegee, in die Ruach. Kom ons maak vandag van daardie Ruach HaKodesh, fasiliteit. Kom ons maak gebruik daarvan. En ons sê, Vader, as daar iets in my lewens is, wat effens skeiding maak, of wat u nie tevrede is nie. Vir my is dit dalk nie belangrik nie, maar vir die Ruach, en vir u Vader en Seun, Jahweshua, Jahwe, is dit so belangrik. Maak my attent. Weet jy wat, ons kan nooit te naby lewe nie. Ons kan wegdryf, maar ons kan nooit te naby nie. Iemand het een keer gesê, pas op, laat jy nie te en is nie. Jy kan nooit te en wees nie. Die woord sê in die laaste dae, Openbaring 22, daar hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Die wat skoon is, sal skoner word, en die wat vuil is, gaan vuiler word. Tot môreoggend as Vader lewe en gesondheid spaar. Maranatha, Jahweshua kom weer. Halleluja.